Goeiemôre broers en susters. Hartlik welkom by die erediens vanoggend. Ons bede is dat die diens vir u almal sal wees tot opbou in die geloof, dat dit sal dien tot die eer van die Here. Broers en susters, het ons nou 'n paar oomblikke stilte totdat ons met die erediens begin. Die wydingslied vanoggend, broers en susters, Psalm 42, die eerste vers. En die lofsang, gesang 25, vers 1 en vers 4. Ons sing die wydingslied, Psalm 42, vers 1 staande, en bly dan staan tot na die lofsang, gesang 25, vers 1 en 4. Soos 'n hert in dorre streke, skreeuwend dors na die genot van die helder waterbeke, skreeu my siel na U, o God. Ja, my siel dors na die Heer, na die lewensbron, wanneer sal ek na swerftog en benouing God weer sien en klaar aanskouing. Ek is die lig van die wêreld. Wie my volg sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê, spreek die Here. Geliefdes, genade, vrede van God ons Vader, van Christus Jesus ons Here en van die Heilige Gees. Amen. Lof sing die Here, die ewige, sing tot sy Here. Lof sing die Koning, die Skepper, die Vader, die Here. Loof almal saam, groot is sy heilige naam. Loof hom die Heer van die Here. Loof sing die Here, ja almal kom, loof nou die Here. Alles wat asem het hier tot in tydlose sfere. Hy is die lig, ons oog bly op hom gerig. Hy is die Heer van die Here. Die wet van die Here is 'n lig op ons pad en 'n lamp voor ons voete. Luister na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken is in Exodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie.
Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons bely in ootmoed voor God, dat ons sondaars is en sonde doen, want van nature is ons geneig om God en ons naaste te haat. Maar in elkeen wat so in ware berou sy sonde bely, en met opregte geloof sy toevlug neem na Jesus Christus, as enigste saligmaker en verlosser, verseker die woord van die Here. Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom te verkry, om te verkondig die deugde van hom, wat julle uit die duisternis geroep het, tot sy wonderbare lig. Ons besing die genade van God, met gesang 205, al 3 die verse. Jou stem verhuis, kom aan ons die verlosser prys. Halleluja, halleluja, die Heer laat duisternis verdwyn, hy is die lig wat helder skyn. Die Here gee hom ere, halleluja, halleluja, halleluja. Loof hom wat die oorwinnaar is, oormagte van die duisternis. Halleluja, halleluja, hy gee die gawe van sy gees, stuur om tot rust te wees. Loof die Here, gee hom ere, halleluja, halleluja, halleluja. Prys almal die verreëse Heer, hy kom op wolke eenmaal weer.
ewigheid die lig. Loof die Here, gee hom ere. Halleluja, halleluja, halleluja. Ons bely nou saam met die kerk oor al die eeue, ons Christelike geloof waarin ons nie twyfel nie. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons bevestig opnuut ons geloofsvertroue en wy ons aan die Here toe met die sing van Gesang 155, vers 1, 2 en 5. Kom kinders, besing met 'n vrolike stem die wonder van God in die stad Bethlehem, want daar is die Heiland gebore, die nag, die hoop van die wêreld deur eeue verwag. Geringe klein dorpie in duister gehul, 'n heilswoord is deur die geboorte vervul, die lig van die wêreld, die goddelike kind, is Jesus in wie ons die saligheid vind. O Vader, maak ons deur die Gees ook getrou, laat ons die gebod van die liefde onthou, en hou ons gehoorsaam aan U steeds verbind, gewy aan U diens soos die Bethlehemskind. Uit die woord van die Here, broers en susters, lees ons 'n gedeelte uit die Nuwe Testament. Uit die evangelie soos Johannes dit beskryf het, die eerste hoofstuk, die eerste 14 verse. Johannes hoofstuk 1 van vers 1 tot 14. Kom, laat ons eers saam bid om die verligting deur die Heilige Gees. Ons Vader in die hemel, aan U bring ons lof en ons dank. Ons loof U vir die wonder van U liefde, van U ontferming, van U genade. In die donker wêreld van sonde en dood, laat U steeds die lig skyn van U woord. By die lig kan ons wandel sonder om te struikel of te verdwaal. Ons dank U, Here, vir die liefde waarmee U eie Seun gestuur het, om die ware lig en lewe te bring na ons as verlore sondaars. Ons bid dat U nou deur U Gees ook ons weer sal verlig, om in die verkondiging van U woord die lewe te vind.
om hier in ons samekoms waar Jesus in ons midde is, die Here Jesus opnuut as lewende woord te ontmoet, dat ons in hom die woord van die lewe sal hoor, sal gehoorsaam en sal volg. Dit bid ons in sy naam alleen. Amen. Die gedeelte wat ons lees, broers en susters, is baie goed bekend. En dis ook baie duidelik dat dit 'n verband hou met die eerste verse van die Bybel. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. En die aarde was woes en leeg en duisternis was op die wêreld vloed en die gees van God het gesweef op die waters. En God het gesê, laat daar lig wees. En daar was lig. In die begin was die woord. En die woord was by God. En die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe. En die lewe was die lig van die mense. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Daar was 'n man van God gestuur, wie se naam Johannes was. Hy het tot 'n getuienis gekom om van die lig te getuig, sodat almal deur hom sou glo. Hy was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die waaragtige lig wat elke mens verlig was aankom in die wêreld. Hy was in die wêreld, en die wêreld het deur hom ontstaan, en die wêreld het hom nie geken nie. Hy het na sy eiendom gekom, en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. En die woord het vlees geword en het onder ons gewoon. En ons het sy heerlikheid aanskou. 'n Heerlikheid soos van die enige geborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Dit is die woorde van die Here. Gelukkig is elkeen wat dit hoor en dit ook glo. Aangaande hom getuig Jesus self. Ek is die lig van die wêreld. Wie my volg sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. In hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. Die woord waarvan hier gepraat word, broers en susters, is 'n vertaling van die Griekse woord logos, waar ons ook ons woord logika en so meer vandaan kry. Maar die Griekse woord het 'n besondere diep inhoud. Dit dui nie net op iets wat gesê word, op iets wat gedink word nie. Maar dit dui daarop dat hier 'n krag is wat dinge tot stand bring. Die woord, die logos, is die bron waaruit dinge ontstaan, waaruit dinge begin. En in die begin was daar hierdie woord, want in die begin spreek God, hy praat. En wanneer hy 'n woord sê, is dit nie maar 'n woord wat in die lug hang of 'n woord wat weer in die wind wegwaai nie. As hy iets sê, dan gebeur daar iets. En wanneer God sê, dan begin hy om te skep. En wanneer God sy skepingswerk begin, in die begin maak hy die hemel en die aarde, dan is daar op hierdie skepping nog geen lewe nie.
Daar is ook nog geen lewensmoontlikheid nie. Hier aan die begin is daar 'n groot chaos, eintlik 'n vyhandige soort van 'n wêreld waar daar nie lewe moontlik is nie. Dis duisternis, die aarde is woes en leeg. En in hierdie duisternis is die Gees van God reeds besig. En die heel eerste daad wat God dan doen, om hier orde te bring, om in hierdie skepping lewe moontlik te maak, om hierdie skepping so te maak dat alles baie goed is om 'n woord te spreek. 'n Kragtige woord, 'n skepingswoord, 'n woord wat lewe gee. En die woord wat hy spreek is, laat daar lig wees, en daar was lig. En dit is merkwaardig, broers en susters. God doen nie sy handewerk in die donkerte nie. Van die begin af doen hy sy werk in die lig. Maar die lig wat skyn oor God se handewerk, is nie die lig van die son of die maan of die sterre nie. Die lig wat oor sy handewerk skyn, is die lig van sy heiligheid, van sy majesteit, van sy goddelike teenwoordigheid. Die lig wat hy oor die wêreld laat skyn, is die lig van die lewe wat in hom is. Dis God se lig, die lewenslig, wat oor sy handewerk skyn. En die duisternis, die chaos, kon dit nie oorweldig nie. As God sê, laat daar lig wees, dan vlug die duisternis. En dan vlug dit wat lewe onmoontlik maak. En nou is daar lewe. En kom daar 'n skepping tot stand waarvan God kan sê, dit is baie goed. En nou sê Johannes, maar hierdie woord wat by God was, hierdie woord wat in God se mond was, hierdie woord is God self. Dis God wat spreek, dis God wat skep, dis God wat die bron van lewe is. En hierdie woord het 'n mens geword en het onder ons kom woon. Want hierdie woord is Jesus Christus. Dus as ons dit nou maar so kan sê, die tweede persoon in die drie eenheid. By die skepping aan die begin is Christus daar. Hy is die een uit wie die lewe voortkom. Hy is die een wat met die lewe wat hy gee, ook vir die mense lig gee, sodat hulle kan lewe in God se lig. In hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. En hierdie woord, hierdie lewenswoord, hierdie liggeewoord, hierdie kragtige woord wat die duister verdryf, het 'n mens geword en onder ons kom woon. Onder ons kom woon in 'n duisternis wat baie groter is en baie dikker en donkerder as die een wat aan die begin daar oor die aarde was en oor die wêreld vloed. Daardie duisternis was 'n duisternis waarin die Gees van God doenig was om tot stand te bring. Die duisternis wat oor ons hang, is die duisternis van die sonde en die dood. Dis die duisternis van mense wat hulle oë gesluit het vir die lig wat van Jesus Christus afstraal en gekies het vir die sonde en daarmee blind geword het vir die ware lig
en weggeraak het uit die ware lewe. Die sonde duister, broers en susters, is die donkerte van die dood. Dis die donkerte van die niks, van die nietigheid. Waar Jesus Christus nie is nie, is nie lewe nie, en is ook nie lig nie. En wanneer Adam en Eva besluit om liewer na die woord van die bose te luister, en van daardie vrugte eet, dan sterwe hulle. Dan trek hulle die donkerte van die dood oor hulle af. En aan hierdie doodsdonkerte kan 'n mens niks doen nie. Ja, ons bestaan, en dikwels verwar ons dit met lewe. Maar ons bestaan is 'n nietigheidsbestaan. Dis 'n doodsbestaan. Dis 'n donker bestaan. Ons bestaan, en as ons terugkyk op ons bestaan, dan sien ons oral hoe dikwels ons gestruikel en geval het. En as ons vorentoe kyk in ons bestaan, wie kan een enkele uur vorentoe sien? Sonder Jesus Christus is die toekoms een dik duisternis. Maar in hierdie duisternis stuur God sy seun. In hierdie duisternis kom die woord. Die woord word 'n mens. Die reddingswoord, die verlossingswoord, die herskepingswoord. Met dieselfde krag waarmee God aan die begin 'n hemel en 'n aarde gemaak het. Met dieselfde krag waarin hy die duisternis verdryf het, sodat daar lewe kan wees. Met dieselfde krag kom hy om in ons donker wêreld die woord te spreek van verlossing en van lewe. En daartoe kom Jesus Christus. Om die rede, broers en susters, is Kersfees die fees van God se woordkrag, van sy herskepingskrag, van sy lewenskrag, van sy ligglanskrag. In hierdie donker wêreld in, kom Jesus Christus en hy kom spreek 'n nuwe woord. En die nuwe woord wat hy spreek is: so lief het God die wêreld gehad, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Hy kom om met wonderkrag, met liefdeskrag, mense wat dood is in die sonde, lewend te maak. Die boodskap van Kersfees, broers en susters, is die wonderlike boodskap daarvan dat die lig in ons duisternis kom skyn het. Want Jesus Christus bring vir sondaar mense opnuut die lewe. En wie in hom lewe, vir hom gaan die lig op. Breek daar 'n nuwe dag. Wie in Jesus Christus glo, kan sien. Hy kan die lewe ontvang en kan opnuut besef dat hierdie aardse bestaan, dit word tot 'n hemelse lewe in die teenwoordigheid van Jesus Christus. Want waar Christus is en waar hy lewe bring, daar verdryf hy die duisternis van die dood. Daarom is die gelowige nie meer bang vir die dood nie. Struikel hy nie meer in die donkerte van die sonde, strompel hy nie meer rond op allerhande verdwaalweë in 'n poging om sy bestaan die moeite werd te maak nie. Want hy die lewe gevind in Jesus Christus. En die lewe gee vir hom die lig waarby hy kan wandel. Die lig wat die toekoms oopmaak.
En dis 'n lig, broers en susters, baie meer as die ligkrag van die son en die maan en die sterre. Waar Jesus Christus by 'n mens inkom, daar word sy lig jou lig. Daar wandel jy in die wonderglans van God se teenwoordigheid. Daarom is Kersfees inderdaad 'n fees van lig, maar nie van kersies en van straatliggies wat mooi lyk nie. Dis 'n fees van lig wat oor jou opgaan wanneer jy in Christus lewe. Wanneer God in sy groot skepingskrag 'n hele skepping tot stand bring en mense daar binne 'n plek gee dat hulle kan lewe met hom en uit hom in sy lig, dan kies hulle vir die donker en die dood. In die wêreld waarin Jesus Christus inkom om te herskep, om opnuut lewe te bring, om die lig te laat skyn, kies mense steeds vir die dood. Hy het na sy eiendom gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Hulle wat dood was in die sonde, is deur die krag van Jesus Christus nuut gemaak, herskep as die kinders van God. En dis die wonder van die Kersfees. Die wonder dat met sy liefdeswerk die kragtige woord gekom het om van 'n dooie sondaar 'n lewendige kind van God te maak. Met dieselfde krag waarmee God geskep het aan die begin, het hy u en my herskep om sy kinders te wees. Immers, ons het dit nie self gekies nie. Ons het dit nie gesoek nie. Ons is in God gebore, nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God se krag. Om die rede, broers en susters, is Kersfees ook 'n fees van die lewe. 'n Fees waarin ons opnuut as getuies in hierdie wêreld gaan lewe, die groot skepingskrag van God in die begin, is die skepingskrag wat ook my nuut gemaak, aan hom verbind en aan my die lewe gegee het. Dit kom nie uit myself nie. God het my gemaak wat ek nou is, sy kind. Mag dit so wees, dat ons ook in hierdie Kerstyd waarlik in die lig sal wandel, en die lig sal sien, en die lig sal verkondig, die lig wat kom, wanneer ons in Christus lewe. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader in die hemel, ons dank u, Here, dat u ons wat dood was in die sonde en heeltemal verblind was in die duisternis van die dood, kom red het deur u eie seun te stuur as die lig vir die wêreld. Ons dank u dat in hom daar lewe is, en wanneer ons in hom lewe, ons ook kan sien dat ons in die lig wandel
en dat die duisternis ons nie sal oorweldig nie. Ons bid, Here, dat U ons ook in hierdie feestyd getuies daarvan sal maak, sodat ons U lig sal afstraal. Ons dank U vir al die goeie dinge wat U elke dag aan ons gee. Ons leef net uit U sorg en uit U goedheid. Elke asemteug wat ons neem, is net maar te danke aan U genade en U ontferming. Ons bid, Here, dat ons ook in die week wat kom, in die genade en goedheid toegevou sal word. Dat U ons sal versorg met alles wat ons nodig het. Dat U ons sal beveilig en bewaar in hierdie tyd, wat ook 'n gevaarlike tyd is, omdat misdadigers en boosheid in hierdie dae toeneem. Nie alleen op ons paaie nie, maar ook in ons woonbuurte en by ons huise. Ons bid, Here, dat U ons sal bewaar en sal beskerm. En dat U ons ook sal gebruik as instrumente om ander se belange te bewaar en te beskerm, hulle lewens te verryk en te verbeter. Ons dink aan almal wat siek is in hierdie dae. Wil U daar self teenwoordig wees met U lewegewende teenwoordigheid, U genesende daar wees. Ons dink aan hulle wat eensaam is. Wil U ons altyd weer, o Here, oortuig daarvan, dat in die geloof, selfs as ons eensaam voel, ons nooit alleen is nie, want daar is altyd een saam met ons, U Gees wat by ons bly. Ons wil bid vir almal wat op een of ander manier minder bevoorreg is. Maak van ons ook, Here, instrumente in U hand, wat waar daar nood en ellende is, U barmhartigheid sal toon en verligting sal bring, vertroosting en vermaning soos dit nodig is. Ons bid vir U kerk, die kerk waarvan ons deel is, ons kerkverband, U kerk in hierdie land en oor die wêreld, wil dat ons U woord suiwer en helder sal verkondig, sodat die krag van die woord mense sal herskep tot lewe. Ons bid ook vir die volk waarin ons behoort en vir die land waarin ons woon. Maar bo alles, Here, bely ons dat ons so dikwels struikel en val. Dat ons wetend en onwetend sondig. En daarom bid ons, wil U ons sonde vergewe, ons rein was in die bloed van ons Here Jesus, en ons deur U Gees kragtig maak, om die sonde en die versoekinge en verleidinge van die bose te oorwin, dat ons kan lewe tot U verheerliking. Dit bid ons in die naam van ons Here Jesus. Amen. Ons sing ten slotte, broers en susters, gesang 122, die eerste vers. Voorbij God aan U ons dankgesange, God uit God en lig uit lig, woord wat mens word en die kerk op aarde, in die loop van eeuwe stig. U werk deur U Gees in ons bekering, gee ons deur die skrif gesonde lering. U word ons tot spys en drank, aan U ewig lof en dank.
die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees, sal by u almal wees. Amen. Ons Vader wat woon in die hemel, geheilig sy u naam, laat u ryk kom, u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons dagse brood, en vergeef ons al ons skulde net, soos ons vergewe die wat teen ons sondig, laat kom ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose, want U is die ryk en die sterkte en die ere, vir ewig en ewig. Amen. Vir